Hey, goeiemôre. Klink of ek weg is. Maar ek is nie weg nie, so moenie worry nie. Ons is 'n bietjie minder hierso. Daarom is hy nie en Antoinette hierso om so 'n bietjie van die goed op te tel. Maar ons kom nog weekliks bymekaar, ons as spanne en ons praat saam oor wat gebeur hier en wat gebeur in die sone binne in Doxadeo, so dis vir ons goed. Om deel te wees nog steeds van die groter prentjie van waarmee die Here hier besig is. Dis vir ons lekker ook om die veranderings te sien. Ek dink 'n nuwe oog is altyd goed vir 'n plek. So dankie Henny en Antoinette en die span vir dit wat hier aangaan. Hulle dink aan die koue en aan alles wat hier gebeur. Selfs net klein goedjies soos die stage wat vorentoe kom. Ons wat bietjie meer gaan tennis speel vandag. Maar dit lyk beter en lyk goed, so ons wil regtig vir julle ook dankie sê. Ons weet sommer die Here het groot goed beplan vir hierdie omgewing, né? Nee? Dis nou waar jy amen sê, maar of net sê, as jy Toyota ry, kan jy net gaan. Dis die waarheid. So net so uit die sone uit, dit gaan regtig goed by al die kampusse. Ons het 'n paar veranderings wat plaasvind, maar net bietjie skuwe van leiers. Ons kop ook af. Hierdie week gaan ons weg, ons en al die soneleiers met ander woorde reg oor die wêreld gaan weg en dan beplan ons volgende jaar. Ons het nou klaar volgende jaar se tema gekry, dis vir die personeel gegee. Nou begin ons die tema uitgooi vir volgende jaar en wat wil ons sien moet gebeur. So jy kan nie glo nie, Doxadeo is altyd in die helfte van die jaar klaar besig met volgende jaar. So ons probeer nog hierdie jaar klaar maak en ons sal kop al weer daai kant. So dis lekker om deel te wees van 'n gemeente wat droom, 'n gemeente wat 'n visie het, 'n gemeente wat regtig verstaan wat die hart van God is vir ons omgewing en nie net vir die gemeente nie. Ek wil vir jou sê die gemeente soos al die ander Doxadeo gemeentes is nie 'n gemeente net vir die gemeente nie, is 'n gemeente vir die gemeenskap. En ons moet altyd daaraan dink oor hoe speel hierdie gemeente 'n rol binne in die gemeenskap. Met die uitreike en die uitreik na die plot toe waarmee hulle besig is. By die skool waarmee ons besig is, by die skole wat nog moet inkom. Alles waarmee ons besig is, moet die hart van die Here verteenwoordig vir ons omgewing. Jesus het nie net in die tempel gaan lering bied nie, hy het in die strate rondgeloop, hy het by die werksplekke omgegaan, hy het in die kroeg gaan sit, hy het by mense gaan kuier. En van sy grootste teachings wat hy ooit gedoen het daar binne plaasgevind. En ons gemeente moet altyd ge-encourage word om te sê, hoe kyk ons na ons gemeenskap? Hierdie gemeenskap gaan net groei. Die ontwikkelings kom hierdie kant toe met 'n spoed. Ons sien dit gebeur in die volgende 10 jaar gaan hierdie plek heeltemal anders te lyk. En die Here het 'n roeping op hierdie gemeente. So vanoggend is 'n oop tema, is nie deel van 'n reeks nie. En ons het dan die kans ook om by die Here te sit, soos wat ons met reekse doen en te sê, wat sê die Here vir jou as individu en wat sê die Here vir ons as gemeente rondom waar ons is in terme van waar die gemeente is en meeste mense in hulle lewens is. Ek is een van daai mense en ek dink elkeen van ons leef volgens 'n spesifieke kode. Ek het dit as prins so geskryf ook, so moenie dink as 'n fout nie, ek het dit so geskryf, want dit lyk so half en half soos 'n kode. Nee, ja, dankie. Lyk soos 'n kode, wat wil jy nou eintlik daar, daar's 'n tikfout, daar behoort 'n tikfout te wees, want dit is myne. Maar elke mens hierso, jy sit hierso met 'n spesifieke kode waarvolgens jy leef. Elkeen van ons. 'n Kode is maar net, hier's 'n produk, soos daai PowerPoint 'n produk is. Agter daai PowerPoint vir die mense wat programme skryf, is daar 'n kode geskryf en die eindproduk van daai kode is dit wat jy daar sien. Hulle tik 'n kode in, my kind het RTT gehad. Is dit RTT? Nee. En dan na matriek ek weet nie of ek die enigste is wat praat vanoggend nie. Maar die issue is die RTT in hulle matriek vraestel dan of in matriekjaar dan moet hulle goed code en dan is daar 'n produk aan die einde wat hulle net play druk aan is die produk daar. En jy is 'n produk van jou kode. Soos jy sit. As jy nou jou eie lewe kyk, dit wat jy ingepons het,
is dit wat ek op die oomblik sien. Dis dit wat ons almal sien. Dis wat mense beleef, is wat jy ingesit het. En daai kode kan iets wees soos, iets wat jy sê, ek sal altyd so wees. Ek sal altyd dit doen. Of ek sal dit nie doen nie. Oor my dooie liggaam sal ek dit doen. Dis 'n spesifieke kode. My woord is my eer is een van die kodes wat jy kan kry. Jy is saamgestel deur al daai kodes. En die amazing ding is dat God leef ook volgens 'n kode. God het 'n kode waar volgens hy leef. Hy het hierdie manier wat hy homself uitdruk. En as jy na God se produk kyk van wie hy is, bedoelend sy karaktereienskappe, is dit as gevolg van 'n klomp goed wat hy gesê het ek is. Jy weet hoe hy vir Moses moes gesê het, as jy na Farao toe gaan, vra Moses nou, wie sê ek vir Farao, wie is jy, want Farao ken 'n klomp gode, en ek moet jou nou verteenwoordig as my God. En dan wat sê ek vir hom? Toe sê hy vir hom, gaan sê vir hom ek is. En as ek jou kan vra, jou kode, as ek jou regtig in jou binneste kan vra, as jy voor God staan, alleen, en ek vra vir jou, sê gou vir God, wat is jou kode? Wat sou jy gesê het? Waar volgens leef jy? Wat is daai kode? Want hierdie gemeenskap sien hierdie kerk se kode. Hy sien hom nie noodwendig net as hulle kom kuier nie, maar terwyl ek en jy in die straat is, terwyl ek en jy by die werksplek is, terwyl ek en jy in ons gesinne kuier en braai en rappie kyk en maak nie saak wat ons doen nie, of ons op loftes gaan sit en huil nie, maar eers, luister, sit jy met 'n kode en mense sien wie jy is. As gevolg van daai kode wat jy eers in jou lewe besluit het, dis hierdie kode. Ek en Martha het so in die week vandag gepraat, en vra sy, wat gaan ek aanbied? Toe sê ek vir haar die skrif wat sy nou gelees het. En dis interessant oor hierdie skrifgedeelte wat sy gebring het, wat 'n waarheid in hulle lewe is. Maar ek wil vandag so 'n bietjie praat met jou oor God se kode, lê alles in sy woord. God se kode lê alles in sy woord. Ek het hom. Kom ek gee hom vir jou. Ek weet nie wat dit is nie, maar enjoy. This is nice. Cool, man. Ek wil gou vir ietsie sê. Jou woord beteken absoluut niks. Weet jy my Bybel? My Bybel is foon. Baie dankie. Hierdie woord beteken absoluut niks. Niks. Die Bybel leer ons en sê dis leeg, is logos. Dis leeg, leeg. God se kode in mense se lewens beteken absoluut niks as hy daar lê nie. Daar sê. Beteken zilts. Azigalo. In nothing. Want hy lê daar. 'n Interessante ding is baie keer gaan hierdie kode God vir ons gee en ek vat hom en ek lees hom en ek kry die verstaan wat daar staan. 'n Voorbeeld. Hier is 'n gedeelte in die woord waar Jesus op die water loop en Petrus is in die boot en al die disippels is in die boot. En hulle sien Jesus aangestap kom en almal skree spook en almal en Jesus kom nader en sê relax ouens, is ek, en hulle besef maar hy is God, hy loop op water. Petrus impulsief sê vir hom, Here, kan ek ook asseblief op die water loop? Jesus kom en hy sê hy gee vir hom die woord. Hy gee vir hom die woord en hy sê vir hom, Petrus, kom, loop op die water. En Petrus gaan en hy gaan sit terug in die boot en hy sê dis cool, dankie. It's never gonna happen. En daai woord in daai oomblik beteken zilts. Azigalo. In nothing. Niks. Jy sien God se kode wat hy vir ons gegee het is leeg. As dit net in die boek bly. Dankie. Dis leeg as dit net in die boek bly. Dis leeg as dit net daar is. Dis leeg as jy dit lees.
En jy gaan terug en jy sê, it's not gonna happen. God, almagtige woord, hy sweef met sy gees om hierdie onbewoonde planeet. Die Bybel sê dis onbewoonbaar. Met ander woorde, jy kan nie al bly nie, bly weg. Dit is gevaarlik. En daai gees kom en hy bly om hy aarde en God kom en hy sê, laat daar lig wees. En daar was lig, want iemand het dit uitgevoer, wat ons reken is die gees van God, die Heilige Gees, wat gereageer het op dit wat God gesê het, en God skep met sy woorde. Want die Heilige Gees het dit gedoen. Dis wat die Heilige Gees doen. God se woord kom skep. Hoe incredible is dit, dat wanneer ek en jy te doen het met God se woord, dan is dit of skepend, of dit beteken absoluut net niks. Niks. Kyk gou na Jesaja 55 vers 11, asseblief. Ek sê 'n bietjie uit asem uit. Ek weet nie hoekom nie. Net my weet gesê word uit. Dit is onnodig. Karel, dit was net te ver, hoor. My skoonma sal uit 'n gehoor uitroep, ek word oud. Maar dis haar tande wat uitval, nie myne nie. Hoor gou die skrifgedeelte en ek klik en hy's aan. En sal jy klik asseblief? Dankie. Hy sê Jesaja 55:11, hy sê hierdie ken ons baie goed. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg van my terugkeer nie. Nou my terugkeer nie. God wat sê, luister, my woord wat uitgaan, gaan nie net 'n skrifgie wees wat ergens lê nie. Dit gaan nie net iets wees wat mense hoor nie. Dit gaan nie 'n leë effek hê nie. Dit gaan nie niks beteken nie. Dit kan nie niks beteken nie, want wanneer ek as God praat, dan wil ek vir sê, my woorde gaan daar bly totdat dit terugkom. En hoor hoe mooi sê hy dit. Hy sê, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. En as jy hierdie skrif verstaan en jy verstaan die kode wat God jou wil gee, is om te sê, wanneer jy die woord lees en wanneer jy die woord verstaan en wanneer God met jou praat uit die woord uit, dan sê hy vir jou, dit sal hom behaag en dit sal vir jou voorspoedig wees. Dis die kode van wat God waar volgens God leef en waar volgens God wil hy ons moet leef. Die interessante ding is, as ons na ons wêreld kyk, dan is ons wêreld rarig ouens deur mekaar. Die Engelse woord is it's screwed. Dis 'n gemors. Die mense met wie ons werk weekliks, ek sit nou met 'n paar gevalle, dis seriously deur mekaar. En as jy na hulle lewe kyk, dan kan jy duidelik sien dat hulle kode waarvolgens hulle leef is ver verwyderd van wat God sê. Hoekom ek dit sê is want hulle lewe is nie voorspoedig nie. Dis net teenspoed. Dit is teen die spoed wat God vir jou gegee het. Dis regtig 'n moeilike leefstyl wat hulle leef as gevolg van die kode wat verdwyn het. Nou leef hulle volgens hulle eie kode en hulle leef in gebrokenheid en in moeilikheid. En God kom en hy sê, my woord wat ek uitstuur sal nie leeg terugkeer nie. Dit sal my behaag en dit sal voorspoedig wees. Ek wonder waar die probleem lê. Het jy al iemand beleef wat leefwoorde het? En jy loop weg vanaf en jy weet dis leefwoorde because I've heard this before. Hulle sê wat hulle gaan doen, maar dan doen hulle dit nie. Dis leefwoorde, ons hou nie van leefwoorde nie. Ons hou van woorde wat gesag het, ons hou van woorde wat vol is, ons hou van woord en daad wat by mekaar kom, ons hou van dit. Ons hou van woorde wat betekenisvol is. Hoekom? Want dit bring voorspoed na jou kant toe.
Ek wil 'n stelling maak en jy kan die knoppie weer daar druk asseblief. God salf sy woord. God salf sy woord. Nou, daar's 'n groot debat oor wat salwing is in die lewe. So, is dit Vader, Seun, Heilige Gees en salwing? Of wat beteken salwing? En as jy gaan kyk in die Bybelse tyd, wanneer God iemand gesalf het as 'n koning, dan het daai ou die eienskappe gehad. Met ander woorde, God het hom bemagtig. Die Heilige Gees wat oor hom kom, het hom bemagtig om die koning te wees wat God wou gehad het hy moet wees. Met ander woorde, God spreek sy woord en die Heilige Gees salwing bemagtig. Hy gee die vermoë vir daai persoon. Hy gee die vermoë vir daai woord wat God gespreek het, dat die Heilige Gees die vermoë gee vir daai ding om te doen waarvoor God hom geroep het. Met ander woorde, die woord kan nie leeg terugkeer nie, want die Heilige Gees vat daai woord en hy gee hom lewe. Toe God sê, laat daar visse in die see wees, toe maak die Heilige Gees die vis, maar hy sit ook swem en alles wat daai vis nodig het, sit hy binne in daai vis. Hy gee daai vermoë van daai vis om onder die water asem te haal. Hy gee hom die vermoë om te kan swem. Hy gee hom elke stuk vermoë wat hy nodig gehad het om regtig die vis te wees wat God gesê het hy moet wees. En die Heilige Gees en die woord gaan so saam met mekaar. Wat God sê, die woord wat ek oor jou lewe spreek, wanneer hy gaan terugkom en voorspoedig wees, is wanneer jy die Heilige Gees toelaat om die woord te salf, om regtig te verstaan, om te glo in God se woord, aktiveer iets om te doen omtrent dit. Met ander woorde, om iets te doen wat God gesê het, aktiveer die Heilige Gees en gee vir jou die vermoë om te doen. Voorbeeld. Hierdie disippels loop agter Jesus aan vir 'n klomp jare. En op 'n plek kom Jesus en hy stop en hy sê, kry gou almal maatjie. En hulle maak maatjies. So daar's 6 groepe, ek weet nie meer hoeveel, ek dink hy het met net die 12 gepraat. So daar's 6 groepies en hy sê vir hulle, luister, gee julle beursies, sit julle beursies hierso. Judas was ontevrede, maar hy het toe gesubmit, hy en Matteus. Jesus het daai 2 seker nooit opgepaar nie. Maar hy vat hulle beursies en hy sê, ek gaan vir julle bid. En julle gaan doen nou wat ek doen. Met ander woorde, hierdie ouens is bewus van die salwing van die Here op Jesus. Hulle sien die salwing van die Heilige Gees. Met ander woorde, Johannes 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Die woord was nog altyd God, hy is die lig van die mens. Daai hele gedeelte van Johannes 1, die disippels sit daar en hulle aanskou dit. Verder in daai Johannes 1 sê hy, en Johannes getuig van wie Jesus is, maar hy is nie die lig nie. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig van hierdie wêreld. Met ander woorde, daar het 'n transisie plaasgevind, waar die disippels gesien het, maar Jesus Christus is die lig, hy is die woord wat gesalf is. Hy is die Christus, hy is die een wat die verlossing bring. Hy is die een wat die waarheid bring, hy is die een wat lewe, strome van lewende water gaan uit hom uitvloei. So Jesus is die gesalfde. Maar, wat interessant is die disippels kyk daarna die hele tyd. En hulle is 'n bietjie apaties van dit. Bietjie hulle distanseer hulle self van wow, doen hy dit weer. Hulle het al hierdie wow oomblikke. En Jesus sê, ek wil julle ietsie leer. Die dinge wat ek doen, kan julle ook doen, en nog groter dinge, omrede ek na die Vader gaan. Ek wil gou vir julle uitstuur, en julle gaan doen wat ek nou gedoen het, want die Heilige Gees gaan op julle rus. En omdat die Heilige Gees op jou rus, en die woord wat ek jou mee stuur, beteken dat dit sal voorspoedig wees. Jou lewe moet voorspoedig wees. Ek praat nie van rykdom en ek praat die binne-in. Moet daar 'n vrede wees, 'n shalom, 'n wholeness wees, 'n heelheid. Daar's iets van my identiteit wat ek gevind het en ek het rustig geraak in my identiteit wie ek is. Die woord van God wat na my toe gekom het en die Heilige Gees wat vir my sê wie ek is. Eerstens wat na my toe kom. Jy het nodig om vir jouself te sê waar jy is.
sê, verstaan ek die voorspoed in my eie lewe, verstaan ek die welstand van die woord van God wat in my lewe kom, en ek glo dit, en toe ek my voet op die water sit, en toe ek dit begin glo, toe ek begin iets doen omtrent dit, toe kom die Heilige Gees, en hy salf dit, en hy gee my daai vermoë. Die Heilige Gees het vir die disippels die vermoë gegee. Jesus sê, as ek jou ergens heen stuur, en jy weet nie wat om te sê nie, moet jy nie worry nie, want ek sal die woorde in jou mond sit. Die Heilige Gees sal jou bemagtig om te wees wie jy moet wees volgens die woord van God. Ek dink nie ons verstaan altyd die krag van die Heilige Gees wanneer dit kom by die woord van God nie. En ons praat baie daaroor, ons sê dit maak dit rema en dit maak dit lewend, maar ons verstaan dit nie. Wanneer het Petrus, wat was die oomblik? Toe Petrus die vermoë kry om op water te loop. Wat was die moment? Waar die krag van die Heilige Gees hom geannexeer het en gesê het, luister, nou gee ek vir die vermoë. Waar was dit? Was dit toe Jesus vir hom gesê het, kom? Wanneer was dit? Was dit voor die tyd? Was dit toe hy sy voet so uithaal en hy toets daai water so? Ek dink toe hy sy voet op daai water sit, is die Heilige Gees daar. Wanneer het hy dit verloor? Toe hy sy oë afval van hierdie amazing woord af. Na die omstandighede kyk en begin twyfel in die vermoë van die woord en die Heilige Gees krag. Toe begin hy eers sink. En ek wonder hoeveel keer praat die Here met jou. Ek wonder hoeveel keer het God se idees en God se woord net weggeraak in jou lewe. Dit verdwyn net. As gevolg van jy wat kyk dalk na omstandighede. Jy wat nie eens bereid is om te sê ek sit my voet buitekant deur die boot nie. Jy wat net hoor, okay, wow, dis awesome, well done. Dit hoop dit gebeur eendag. Dit sal gebeur wanneer jy reageer. En regtig verstaan, dis God wat Dis God wat met jou praat. En wanneer daai geloof is net wanneer jy dit doen. Geloof is nie wanneer jy dit hoor nie, dis wanneer jy dit doen. Kyk, ek gaan na Lukas 4 vers 18. Lees gou saam met my. Hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. En dit is Jesus wat hier praat, nê? Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Met ander woorde, die Gees van God het Jesus gesalf, het hom die vermoë gegee, om die evangelie, die goeie nuus, aan die armes te bring. Hy het my gestuur. Met ander woorde, die Gees van God wat met my gepraat het my gesalf, en hy het my die vermoë gegee, en my gestuur, om die verbrysel van hart te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Oral waar jy gaan lees, gaan kyk die Bybel, wanneer God gepraat het hy vir die manne vermoë gegee deur die Heilige Gees, om te doen wat God gesê het hulle moet doen. Die Heilige Gees bring obviously nou die vermoë van die woord van God in se lewens. Weet julle hoeveel keer sing ek dit en ek sê nie, dis heeltemal verkeerd nie, maar ek dink soms is dit bietjie verkeerd. Mense wat by ons kom en hulle is verslaaf van goed, hulle is gebind deur sonde. Ons kan 'n klomp voorbeelde gebruik. Iemand is verslaaf aan alkohol, of hy is verslaaf aan een of ander ding. En dan kom die Here en sê, as ek jou vrymaak, is jy waarlik vry. Dis wat die Here doen. Amen. Hy sê dit. Maar nou is dit so amper asof Google en goed wat ons al gesien het, goed wat gebeur het, navorsing. Die oomblik as ons vir iemand bid en sê, luister, jy is vrygemaak, en dan gaan ons die volgende woorde is, onthou dit vat om en by 36 dae, of 42 dae, of 37 dae, om 'n nuwe patroon te sny in jou brein, en dan gaan jy eventually, en ek sê nie, dis nie die waarheid nie, maar ek wonder soms of die krag van die Heilige Gees, deur navorsing en known
as solutions, goed wat wel daar is, goed wat bewys is, dis hoe dit gebeur. Ek wonder of die krag van die Heilige Gees beïnvloed word deur hoe ons dink oor daai goed. En dan dink ons, alright, maar ek het nie die dissipline nie, dan vergeet ek van die krag van die Heilige Gees en die woord van God wat hy vir my gegee het, om te sê, maar jy is vry van daai ding, en jy is waarlik vry. Maar nou sê die known solutions, maar nou moet jy onthou, 36 dae, bly by die nuwe patroon, dat jou breintjie maar nou net die nuwe goedjies sny. En ek sê nie, dis verkeerd nie, maar ek wonder soms, of dit nie wel. Ek wil vir jou sê, hier is my opinie. Ek dink ons kinders gaan meer gechallenged word in die toekoms deur known solutions. Deur Google, deur AI, wat hulle gaan sê wat moontlik is en nie moontlik is nie, en die woord van God gaan dalk pak slaag kry. My opinie. Ek sê nie AI is die duiwel nie, dit is glad nie wat ek sê nie. AI help my baie, hierdie preek geskryf, so dis incredible. Nee, ek joke net, ek speel net, ek het nie, ek sal ook nooit nie. Nou wonder julle almal, nou is dit klaar. Dis 'n lekker diens, amen, daar's iets om te eet daarso. Sien julle volgende week. Maar hoor net my hart. Die oomblik wanneer God met ons praat, aan wat koppel jy dit? Waaraan meet jy dit? Het is amper asof hierdie wêreld vir ons wil kom vertel, hierdie is wat moontlik is en hierdie is wat nie moontlik is nie. Men, kan jy dink, as in die Bybelse tyd, ouens Google gehad het en AI gehad het, en Moses lei daai volk uit Egipte uit, en hy staan voor daai Rooi See. Die Dooie See was nie 'n probleem nie, nee. Daar kon hulle net gedryf het. Hy staan voor daai Rooi See, en ek wonder wat sy gedoen het. Sê, Google, AI, hey Siri, fastest way over the Red Sea with 1 million people. Quickly, they are behind us. They are following us. Hoe net wat ek sê, ek wonder net, hoeveel keer is dat die ouens net gesê het, build a raft, quickly. Ek dink, die vermoë om God te hoor en te glo wat God sê, word baie keer beïnvloed deur known solutions, deur goed wat ons al gehoor het. Die salwing van die Heilige Gees word net geaktiveer wanneer jy werklik glo, dis wat die Here sê. Hierdie is die absolute waarheid. Gaan nie daarin twyfel nie. Gaan nie twyfel in wat God vir my gesê het nie. Ek is vry, ek is na sy beeld en sy gelykenis geskep. Ek is liefde. Ek dra die krag van die Heilige Gees oor my lewe. Hy gee my die vermoë. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat hier in my is. Hy wat vir my is groter as hy wat in die wêreld is. Al daai goed. Al daai goed. Al daai woord wat die Here oor jou lewe sê. Dit word geaktiveer deur jy wat in die oggend opstaan en sê, Here, ek's reg vir die dag. Dit gaan 'n moeilike dag wees, maar ek's reg vir hom. Ek staan op. En ek loop elke dag in hierdie beloftes, ek loop in sy woord, en die Heilige Gees aktiveer die bonatuurlike in jou lewe, as gevolg van jy wat weet, luister, as ek nou moet Google, gaan dit net, gaan glad nie positief wees nie. As ek nou Google sê, jy het nodig om te bedank, nou, sit jou briefie in. Maar die Heilige Gees het gesê, gee die vermoë om regtig te doen, waarvoor ek jou stuur, en jy sal dit doen. Ek wil afsluit met nog 4 skrifte. Hebreërs 4 vers 12, lees gou saam met my hierso. Hy sê, want die woord van God is lewend. Hoe mooi is dit? En kragtig. Ons gehak altyd vas by skerper as 'n snydende swaard. Maar hy kom en hy sê, hy's lewend. Hy het nou gesê, hy bring lewe na jou lewe. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur die skeiding van die siel en die gees en van gewrigte en murg en is die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.
Hy sê hy is die een wat in jou hart inkom en daar waar niemand kan sien nie, daar kom hy en hy bring lewe. Dis sy doel. Hy wil kom lewe gee. Hy wil jou voorspoedig maak. Hy wil jou voorspoedig maak in jou lewe, in jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders, in jou verhouding met jou werksplek. Hy wil jou voorspoedig daar maak. Die woord kom en hy bring lewe. Hy het nog nooit wou hy die dood bring oor enigiets wat God gesê het, luister, hier is die rigting waarna ek jou stuur nie. God het nog altyd mense gestuur om lewe te gaan gee. Die Heilige Gees het nog altyd lewe gebring. Dink gou aan die woorde wat die Vader oor jou lewe gespreek het. Hoeveel van dit is aktief vandag? En is lewendig in jou? Dink gou aan die woord wat die Here deur jou lewe wou spreek. Romeine 10:16 is die laaste deel skrif wat ek met jou wil deel. Hy sê, maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Hy sê die geloof is deur niks anders te behalwe die woord van God nie. Geloof beteken niks sonder aksie nie. Wat is die kode waar volgens jy leef? Is dit rarig? Rarig? Die woord van God? Ons is in kameeldrif en kameeldrif het baie nuwe mense, baie nuwe mense. En ek wil dit hier ook vir jou sê, wanneer laas het jy God hoor praat met jou? Ek weet, dis 'n seker maar hierdie eenvoudige vraag wat mense dink, maar van selfsprekend, almal hier is Christene en almal hoor die stem van die Here. Maar die kode waar volgens ons leef, is die kode van die woord van God. En die woord van God word lewendig wanneer ek weet, dis God wat met my praat. Ek weet wie God is, en as God met my praat, dan aktiveer dit iets in my lewe waar ek reageer, en soos ek reageer, kom die Heilige Gees en hy gee my die vermoë om te wees, eerstens wie God sê, ek kan wees, en tweedens om te doen wat God sê, ek kan doen. As hierdie gemeenskap om ons sien, Doxa-Dei-Rode Vallei, wat sing hulle? Sing hulle religion? En julle weet hoe voel ek oor religion? Sing hulle rarig die hand van die Here? Besig om lewe te gee? Sing hy hoe die Heilige Gees 'n gemeente aktiveer om lewe uit te stoot in sy omgewing? Nie net as ons net by mekaar kom en 'n uitreik reël nie, maar waar jy as individu optree volgens wat God vir jou gesê het wie jy is en tweedens wat God vir jou gesê het jy moet gaan doen. Hoe incredible is dit? Om te weet dat God klaar met ons gepraat het. Hy het homself uitgepraat in die woord oor wie jy is en wat hy deur jou lewe wil doen. En ek kom vandag en ek wil jou challenge om eerstens na jou eie lewe te kyk en te sê, Here, kom deursoek my hart, want dis wat die Here wil kom, hy wil net kom lewe gee. En miskien het jy laasweek nie eens in die Bybel gevat nie, want dis mos Bybel lees. Maar die Here sê, ek wil lewe deur jou lewe aktiveer. Maar jy het nodig om by my woord te sit, jy het nodig om my woorde te hoor. En ek het nodig dat jy sal reageer op wat ek vir jou sê. Maak nie saak hoe moeilik dit vir jou klink nie. Die Heilige Gees salf God se woord. En mag jy vandag hier sit en sê, miskien hoor ek nie altyd sy stem nie, en jy daai desire en jy wil meer tyd maak meer tyd, staan vroeër op. Dit is maklik. Sê lunch, vat jou Bybel en lees hom en sê, Here, kom praat met my. Maar spandeer tyd met God se stem. En ek hoop jy hoor wat ek vandag sê. Die Heilige Gees kom bemagtig die woord van God.
wanneer ons dit regtig glo en optree. Amen.